My broer en suster en liewe kinders, dit is nodig dat ons maar so tyd van tyd bietjie praat oor die gemeente se finansies. En vanoggend het ek die verantwoordelikheid om ook met u as gemeente te praat oor ons finansies. Wat ek vanoggend gaan doen, my broer en suster en liewe kinders, ek gaan so bietjie kyk na die afgelope 3 jaar se tendense ten opsigte van ons gemeente se finansies. En dan ook die eerste 4 maande van ons huidige finansiële boekjaar wat dan begin het op 1 Maart, soos die normale boekjaar maar is. Nou ek gaan vir julle 2 grafieke op die skerm wys. Die grafieke is opgestel, Walter is 'n man wat kundig is, hy het my gehelp daarmee. So baie dankie by voorbaat. Ek gaan die eerste een gaan oor die gemeente se inkomste. Dit is dalk so bietjie klein en bietjie moeilik om te sien, maar ek sal vir julle in kort verduidelik wat u veronderstel is om daar te sien, die wat nie kan sien nie. So ek hoop dan gaan u dit verstaan. My broer en suster, as jy gaan kyk, ek gaan op die middelste ene sal ek nou maar vir ons kort net met die lasertjie wys, maar dit is oor 12 maande inkomste vanaf die jaar 2022, 2023, 2024 en dan nou Maart tot Junie 2024. Nou, wanneer ons gaan kyk na daardie skemaatjie wat ons op die skerm het, my broer en suster sal jy baie duidelik sien dat ons die afgelope 4 jaar 'n geweldige afname in inkomste in ons gemeente ontvang gesien het. Daar's verskillende faktore daarvoor. Ek dink ons een van die groot faktore was maar die herstel na COVID tyd. COVID het maar die gemeente en ook ons gemeente ongelooflik hard getref. En dit is hoekom daar maar 'n moeilike tyd vir ons die afgelope 4 jaar is ten opsigte van ons inkomste. As jy gaan kyk, my broer en suster, vir die wag, dis verkeerd. Frans van Hout, hy is hom heeltemal beeste gewys. Ek soek hulle, my broer en suster. Daai soek ons, baie van hulle. Ek weet nie of iemand dit nou gaan skenk dalk nie. Ekskuus François. Daar's hy. Die verkeerde knoppie gedruk. Goed, my broer en suster, as jy gaan kyk na daai pers lyntjies daarso, dan sal jy sien dat vir ons 4 maande van Maart af tot by Junie het ons 'n redelike konstante inkomste gekry, waaroor ons ongelooflik dankbaar is in vergelyking met ander jare wat hy baie gewissel het. Maar my broer en suster, daai konstante inkomste is baie ver onder wat ons gemeente se uitgawes is. En as jy ook gaan kyk, my broer en suster, ons het elke jaar begroot ons inkomste op die vorige jaar se inkomste. So dit beteken daar blye afname in inkomste in die gemeente. En dit maak vir ons dit ongelooflik moeilik om ons uitgawes wat ons elke jaar maar in elke maand moet betaal om kop bo water te hou. Nou sal jy ook sien, my broer en suster, dat op daardie 2 maande, Augustus en September, dan is daar geweldige hoë inkomste. En dit is maar ons bazaar, die aanloop tot ons bazaar. Nou my broer en suster, op hierdie stadium is ons bazaar ons groot regtrek aksie. Met ander woorde, ons bazaar maak dat ons inkomste wat ons tekort gehad het, dat dit dan nou weer bietjie kan bykom. Meeste gemeentes doen dit maar op so 'n wyse. Maar die groot hartseer is, my broer en suster, dat na die bazaar, dan is die tendens ook weer dat inkomste daal ongelooflik. So eintlik al wat ons eintlik dink besig is om te gebeur, is ons vat ons dankoffers en ons gee dit vir die bazaar en daarna is ons dankoffers dan nou weer minder. So eintlik wat ons doen is ons skuif maar net bietjie geld rond. En dit is omdat dit finansiëel met ons mense in die wêreld daar buite regtig moeilik gaan. Maar my broer en suster, dit maak dit nog moeiliker. Veral as ons gaan kyk na daai laaste Desember, November, Desember, Januarie, Februarie, is die moeilikste maande in 'n gemeente. En eenvoudige rede is, mense gaan op vakansie, en ook dan is dit die uitgawes, registrasies in Januarie by skole, by universiteite, en dan kry ons as gemeente ongelooflik swaar. So, oor die inkomste, my broer en suster, het ons groot bekommernis, en ons kan niks daaraan doen nie. Ons kan nie gaan sit en sê, kom ons begroot vir 'n inkomste 10% meer as laas jaar nie. Want ons het nie 'n produk wat ons verkoop en maak dat ons meer produkte verkoop nie. Dit gaan oor dankoffers wat ons inkry. En dit maak vir ons regtig die situasie so bietjie onuithoudbaar. Dan as ons kyk na die uitgawes, my broer en suster, sal jy sien, daarso is die tendense wat sigbaar is. Nou wat sien ons? Ons sien dat ons uitgawes word meer elke jaar. En my broer en suster, die redes daarvoor is, almal van ons se krag het duurder geword.
het word, lyk my nou 3 keer 'n jaar word dit duurder. Die kerk is presies dieselfde, belastings ensovoorts. Versekering vir ons geboue. My broers en susters, hierdie gebou moet vir 30 miljoen ten minste verseker wees en ons gaan hom nie kan vervang met 30 miljoen nie. Met ander woorde, ons versekering is ongelooflik hoog wat geboue en ons eis ongelooflik baie inbrake, ligte wat gesteel word. Ons moet kort moet ons een of ander iets eis. Omdat ons maar baie blootgestel is en ons nie die kerk wil toemaak dat niemand hier kan inkom nie. Dit gaan ook in elk geval nie baie mooi lyk nie. My broers en susters, sekuriteitsdienste, wagte, mense wat karre oppas met vergaderinge, monitering, kameras wat ons opgesit het, kameras wat gemoniteer moet word, is ongelooflik hoog. Dan praat ons maar oor die mediese fondsuitgawes en al hierdie tipe van goed. My broers en susters, u weet waarvan ek praat, almal van u ervaar dit. Dit word net duurder en duurder en duurder. Dan my broer en suster, sal jy nou wonder, maar wat van salarisse, moet ons nie salarisse sny nie? My broer en suster, ons het in 2022 geen salarisverhogings in die gemeente gehad nie. Ons het verlede jaar het ons 'n aanpassing gehad, ons het hierdie jaar weer 'n aanpassing gehad, maar laer as wat die voorgeskrewe riglyn was van die algemene synode. Omdat ons as amptenare besef, die gemeente kry swaar, finansies is daar nie, en daarom het ons ook gesê, maar hou dit soos wat dit is, ons wil nie, maar die kerkraad het gesê, ons gaan 'n persentasie aanpassing maak, waarvoor ons regtig baie dankbaar is. As jy gaan kyk na hierdie grafieke wat ons hierso het, my broer en suster, ons bestuur die uitgawes regtig baie goed. Ons uitgawes gaan ons begroting nie oor wat ons begroot nie, maar ons inkomste is ons probleem, ons kan nie ons inkomste bestuur nie. Dit maak dit regtig baie moeilik. Dan as jy gaan kyk na hierdie grafiek, sal jy ook sien dat Augustus, September, is ons uitgawes ook baie hoog. My broer en suster, dis bloot vir die bazaar, want jy moet produkte kry en jy moet sodat jy kan geld maak. Nou as jy gaan kyk na die vorige jare, as ons nou die jaar 22 of eintlik die begin 2021 na 22, dan sal jy sien my broer en suster dat daai uitgawes daarso was nie so baie gewees nie. Want ons het geweldig baie produkte ingekry, ons het nie nodig gehad om aan te koop nie. Laas jaar het ons 'n geweldige hoë inkomste gehad met ons bazaar. Maar kyk net waar was ons uitgawes met verlede jaar se bazaar. Hoekom? Ons het produkte moes gaan aankoop het. Waar ons in die verlede produkte gekry het van meel en suiker en daai tipe van goed. Laas jaar het ons dit nie gekry nie en ons het eenvoudig gaan koop en daarom is hierdie uitgawes geweldig hoog. Nou my broer en suster, dis hoekom ons soveel bemarking doen vir die bazaar. Jy weet my broer en suster, bazaar is buite ons beheer. Want as dit die dag honde en katte reën, dan het ons moeilikheid. Dan het ons R600,000 tekort van 'n bazaar wat ons nie gaan hê nie. So my broer en suster, ons maak staat op iets en daarom bid ons so vir die bazaar en ons vra voor die tyd die Here moet ons seën. Maar my broer en suster, ons het ook u hulp nodig met die bazaar. Want die bazaar moet ons finansies bietjie regtrek. My broer en suster, die lank en die kort is. Ek het mooi geluister na François se preek vanmôre. Luister ander kere ook. Maar ek is bekommerd as ons gemeente se finansies die afgelope 4 jaar iets weerspieël van ons geestelike lewe. Dan is ek bekommerd. My gebed is mag dit nie so wees nie. Mag daar ander verduidelikings wees, maar dat NG Gemeente Heidelberg so bietjie in 'n moeilike tyd is. Dis gewis. Ons kan nie uitgawes sny nie. Daar is nie om te sny nie, ons is op die been. Volgende stap wat ons gaan moet neem, is poste sny. Ek het dit al 'n paar maande of 'n maand of 2 terug vir julle gesê. My broer en suster, en dan die slegste nuus wat ek vanmôre vir julle het. Daar's geen reserves nie. Ons reservefondse is uitgeput. Die beleggings wat ons gehad het, daar is nie beleggings nie. Die enigste belegging wat hierdie gemeente het, is die pastorie wat ek die voorreg het om in te bly. Die kerk is nie vir ons 'n belegging nie, want hy het slopingswaarde. So die enigste beleggingswaarde wat ons het, is ons pastorie. My broer en suster, ons kan nie so aangaan nie. Die rooi ligte moet flikker. En wat vir my hartseer is, ek dink ek praat met die mense wat goeie dankoffers gee. Maar my broer en suster, ons moet regtig kyk wat kan ons doen. Ons moet bietjie gaan kyk na ons offervaardighede en kyk of ons nie hierdie lyne kan bietjie regtrek nie.
Andersins gaan ons definitief op 'n punt kom wat vir ons gemeente en ook vir ons as amptenare 'n bittere slegte tyd gaan wees. Gaan dit net met ons gemeente so? Nee, my broers en susters, liewe kinders. Dit gaan met die kerk van die Here swaar. Maar ons moet niks beters verwag nie. Die kerk van die Here sal swaar kry tot en met die wederkoms. Maar ons kan 'n verskil maak. So my broer en suster, dit rondom die inligting. Ek gaan nie geleentheid gee nou vir vrae nie. U is baie welkom om enige oomblik na die kerkkantoor toe te kom. Annelie is ons finansiële beampte, maar u kan enige tyd met my of met enige van my ander 2 kollegas kom praat. As u wil, kan u met ons finansiële kommissie kom gesels. Ons het regtig ons finansiële kommissie versterk met goeie kundigheid en so ons vra asseblief u ondersteuning en ons maak staat op die genade van die Here om ons prentjie te verander. My broers en susters, baie dankie. Dominee François, baie dankie dat ek die tyd kon